baie opsigte kan die tyd waarin ons leef gekenmerk word deur die slagspreuk God is dood. Maar ons kan nie regtig hierdie as 'n volhoubare slagspreuk sien nie, want ons gaan uit van die standpunt dat God kenbaar is. En Prof Dani, ons praat dus nou oor die vraag en die soeke na God en veral hoe ons hom kan ken. Hoe ken ons God? Ons kan onsself beroep op twee bronne aan die hand waarvan ons God kan ken. Die eerste en belangrike bron is natuurlik ons geloof in God self en die feit dat God homself kenbaar maak in en deur sy woord. Maar dan het ons ook 'n tweede bron en dit is ons verstand, ons rede, ons denke. En daar maak ons staat op die skepping. Hoe lyk die skepping? Wat is die strukture van die skepping? Wat is die doel van die skepping? En ek dink ons kan aan die hand van ons rede afleidings maak dat die skepping oorsprong het en dat die oorsprong daarvan God self is. Prof gebruik baie keer die woord geskenk. As ons die werklikheid waarneem, dan ervaar ons dit as 'n geskenk en dan kan ons dit terugherlei na die geskenkgewer toe. So dis dan daardie bron van die rede. Dit is 'n geldige manier om te dink oor God se bestaan, maar ook God se natuur. Sal Prof sê dis heeltemal geldig. Ja, ek dink daar is dit interessant om te begin by ons eie beperkte ervaring, ons eie denkervaring. Een van die mees opvallende verskynsels van ons ervaring is dat ons die skepping ervaar as 'n geskenk, as iets wat vir ons gegee is, iets wat ons nie self gemaak het nie. En dan is dit eintlik logies om te vra, maar wie is die bron van hierdie geskenk? En soos ons weet, as iemand vir jou iets gee, is dit iemand wat vir jou iets gee. Ek dink 'n goeie beeld om te gebruik is die van 'n motor engine en ons kan na al die komponente daarvan kyk en tot die gevolgtrekking kom dat hier is 'n verstand agter hierdie engine wat dit aan mekaar gesit het, dit beplan het en dit daar gestel het soos wat dit nou is met 'n sekere doel. Ja, mens sou selfs kon sê dat enige een van die parte van 'n motor kan nie die bron wees van die motor self nie. Die bron van die motor moet buitekant enige een van die parte lê. Dit moet buitekant die geheel wat die motor is lê. Maar die ander bron, soos Prof uitgewys het, is dan die geloof en ons sien daar dat God homself bekend maak in 'n boek wat ons vandag maar die Bybel noem. Mense het eintlik dan met ander woorde twee bronne, die geloof en ons geloof in die woord van God soos geopenbaar in die woord self en dan natuurlik die rede. En die groot uitdaging vandag is om eintlik al twee hierdie kragte, hierdie twee bronne van ons kennis oor God in baie noue samehang met mekaar te sien. Geloof en rede word heeltemal geskei van mekaar en dan eindig ons op vreemde plekke op terwyl ons vanuit die Christelike tradisie die samehang tussen die twee altyd opsoek en raak sien en dit handhaaf. Ja, so met ander woorde as jy net klem lê op die geloof ten koste van die redelike, dan sit jy met eintlik in 'n sekere sin 'n onverstandige geloof, om dit maar so te formuleer. En daarteenoor, as jy net klem lê op die rede, sit jy met uiteindelik 'n verabsolutering van die rede, 'n oorskatting van die belangrikheid van die rede. En die geheim is om eintlik hierdie twee kragte, hierdie twee bronne in samehang met mekaar te bedink. Maar nou moet ons ook hierdie bedink teen die agtergrond van die universiteitswese as Prof vir ons net dit kan terugbring na die klassieke Christelike universiteitswese toe. Ja, die klassieke Christelike universiteitswese, die lang tradisie wat dit is, het altyd geloof en rede in samehang met mekaar gesien. En dis eintlik die afgelope dekades wat ons 'n geleidelike skeiding sien tussen geloof en rede. En universiteite verstaan, of talle universiteite vandag verstaan hulle self as iets wat net met die rede te doen het en niks met die geloof te doen het nie. So dit is heeltemal, ons verwys na hierdie universiteite as volledige sekulêre universiteite. Terwyl die uitdaging van die Christelike klassieke universiteitswese waarby akademia aansluit, is presies weer om 'n antwoord te wees op hierdie skeiding en hulle weer in samehang
te sien, hierdie twee kragte.